Geliefdes, uit die woord van God lees ons uit die Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 1. Johannes 1 van vers 1 af. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aanneem, of aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het, om hom te vra, wie is u? En hy het erken en nie ontken nie, maar het erken, ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord, nee. Toe sê hulle vir hom, wie is u? Dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het. Wat sê u van u self? Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. En die wat gestuur was uit die Fariseërs. En hulle vra hom en sê vir hom, waarom doop u dan as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie? Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Dit het gebeur in Betabara, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê,
op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die Lam van God. Ons lees tot daar, ons teks is vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Geliefdes in die Here, wie is Jesus Christus? As ons op hom vertrou vir ons verlossing, moet ons immers weet wie hy is. Johannes beantwoord juis ook die vraag in die eerste hoofstuk van sy evangelie beskrywing. En ons sien sommer dadelik, dit is nie 'n eenvoudige vraag om te beantwoord nie. Omdat ons Here ware God en ware mens is, kan jy nie al die fasette van wie hy is sommer in 'n paar sinnetjies volledig weergee nie. Daarom gee Johannes 1 aan ons verskillende antwoorde oor wie Jesus Christus is, wat mekaar aanvul. Hy is die Woord, vers 1. Hy is self God, vers 1. Hy is die lig van die mense, vers 4 en 9. Hy is die enigste Seun van die Vader, vers 14 en 18. Hy is groter as Johannes die Doper, vers 15, 26 en 30. Hy is die Messias, die Christus, vers 17 en vers 41. Hy is die Here, vers 23. En ons teks sê, hy is die Lam van God. Ook is hy die een wat met die Heilige Gees doop, vers 33. Hy is die Rabbi, die leermeester, vers 38 en 49. Hy is die een wat deur Moses en die profete aangekondig is, vers 45. Boonop is hy die koning van Israel, vers 49. En as jy dit alles gesê het, dan het jy steeds nog nie volledig gesê wie Jesus Christus ons Here is nie. Vanoggend op hierdie dag wat ons sy bittere dood in ons plek herdenk, staan ons stil by een van hierdie antwoorde oor wie Jesus is. Hy is die Lam van God. Wat bedoel Johannes daarmee? Weereens is dit ook nie 'n eenvoudige vraag om te beantwoord nie. Hierdie antwoord het ook baie fasette, te veel om alles volledig in een preek te kan noem. Hierdie woorde, die Lam van God, is ook nie bloot net 'n titel nie, maar 'n openbaring van God se verlossingsplan wat dwars deur die hele skrif loop. Die bewoording of die benaming, die Lam van God, vat ons eerstens terug na die Ou Testament. In Eksodus 12 lees ons van die paaslam wat geslag moes word. Die volk was op die punt om uit Egipte te trek, en God was gereed om die 10de plaag op die Egiptenaars los te laat. Hy sou al die oudste kinders van die Egiptenaars laat sterf. Ja, ons lees hiervan in Eksodus 12 van vers 21 af. Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hyssop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn. Nie een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn sien en die deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie.
Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligting? Moet julle sê, dis 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Toe die volk in aanbidding gebuig, soos die Here vir Moses en Aaron beveel het, presies so het die Israeliete gedoen. Hierdie paaslam van Eksodus 12 was dus 'n vooruitwysing na Jesus Christus, die lam van God, wat eeue later met sy bloed aan die kruis sou maak, dat God ons verbygaan in sy oordeel, dat hy ons oorslaan in sy oordeel, sodat ons nie die ewige dood hoef te sterf nie. En toe Johannes die Doper gesê het, daar is die lam van God, sou enige Jood dadelik aan die paaslam gedink het. Maar dis nie al nie. Die term lam van God het ook al 'n paar keer in die Ou Testament voorgekom, veral onder die profete. In Jeremia 11 lees ons waar daar baie duidelik van Jesus Christus geprofeteer word. Ek was soos 'n mak lam wat weggelei word om geslag te word. Ek het nie besef dat hulle teen my saamsweer nie. Hulle het gesê, laat ons die boom met die sap in hom vernietig en hom uitroei uit die land van die lewendes, sodat niemand meer aan hom dink nie. In Jesaja 53 word daar so van Jesus Christus geprofeteer. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. En dan is daar natuurlik nog baie ander profesieë uit die Ou Testament. Al hierdie profetiese vooruitwysings na die lam van God, wat vir ons sondes geslag sou word, is deur ons Here Jesus Christus vervul, toe hy aan die kruis gesterf het. Geliefdes, dis interessant, dat die Nuwe Testament eintlik bitter min vertel van alles, wat op daardie dag gebeur het. En eintlik min inligting gee oor hoe Jesus Christus gekruisig is. Lukas byvoorbeeld gebruik net 'n gedeelte van 'n hoofstuk om oor die kruisiging te skryf. Wel die Bybel nie baie inligting gee oor hoe ons Here gekruisig is nie, word daar onteenseglik verkondig dat hy gekruisig is. Dis belangriker as die hoe, want die Nuwe Testament brei baie meer uit oor die verrykende gevolge van Jesus se kruisiging, as oor die manier waarop hy gekruisig is. Sy kruis en opstanding is immers die fundament waarop ons geloof gebou is. Dat hy gekruisig is, staan dus vas. Hy het 'n wrede vloekdood in ons plek gesterf. Met spykers deur sy hande en sy voete is hy aan die kruis gespyker. Bloedverlies, ondraaglike pyn, koors, dors, is alles dinge wat ons Here fisies aan die kruis ervaar het. Boonop het sy Vader hom verlaat in sy donkerste uur, en uiteindelik het hy gesterf. Die kruisiging van Jesus Christus bring dus baie duidelik die besef by ons, dat ons verlossing onkoopbaar duur is.
Dit het die bloed van die lam van God gekos, om daarvoor te betaal. Ons kry dit egter verniet. Ons word uit genade gered, sonder dat ons iets daarvoor kon doen, of dit op enige manier kon verdien het, en sonder dat ons iets daarvoor betaal het. En ongelukkig laat dit sommige mense dink, dan behoort dit mos goedkoop te wees. Dit kos ons dan niks nie. Maar die kruisgebeure gee vir ons die regte Bybelse perspektief. Ons verlossing is duur. Jesus Christus, die Seun van God, het daarvoor gelei en gesterf. Hy het die duurste prys denkbaar vir ons verlossing betaal. Die bloed van die Seun van God moes vloei. Die lam van God moes geslag word. Dit is wat ons verlossing gekos het. Ons verlossing is dus onbetaalbaar duur. Niks is kosbaarder of duurder as dit nie. Jesus het in my plek gelei, daarmee het hy my volkome verlos. Dit beteken, hy het my verlos van die toorn, die woede van God oor my sonde. Hy het my verlos van die oordeel van God oor my sonde. Hy het my verlos van die vloek van God oor my sonde. Jesus het in my plek gelei. Ja, gelei is 'n ou klein woordjie, met 'n groot betekenis ook in die Bybel. 1 Petrus 3 vers 18 sê byvoorbeeld, Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Ons sal egter nooit in hierdie lewe ten volle besef wat sy lyding alles behels het. Hierdie lyding was onbeskryflik intens. Hierdie lyding was na liggaam en siel tydens sy hele tyd op aarde, veral ook aan die einde daarvan. Die lyding het onder andere ingehou dat hy wat God is, 'n mens moes word. Dit het ingehou dat sy hele lewe op aarde een stuk uitgerekte lyding was. En hierdie lyding het 'n klimaks bereik toe hy gekruisig is en sy Vader hom aan die kruis verlaat het en hy daarna gesterf het. Geliefdes, omdat ons sondaars is, verdien ons God se toorn, verdien ons God se oordeel, verdien ons God se vloek oor ons. Om my volkome te verlos, moes ons Here Jesus deur sy lyding dus 3 goed doen. Hy moes ons verlos van die toorn van God oor ons sonde, hy moes ons verlos van die oordeel van God oor ons sonde, en hy moes ons verlos van die vloek van God oor ons sonde. So op Goeie Vrydag sien ons dus nie bloot net 'n tragiese dood nie, maar die doelbewuste offer van die Seun van God, ons verlosser. In die lam wat geslag word aan die kruis, ontmoet God se geregtigheid en sy genade mekaar. Hier word die skuld van sondaar mense nou werklik gedra. Nie meer simbolies soos in die Ou Testament nie, maar werklik. Daarom sou Petrus ook later by al hierdie profesieë en verwysings uit die Ou Testament kon aansluit en kon skryf: Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele, soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder gebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het.
Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. En daarom sou Johannes ook in Openbaring 5 Jesus as die lam beskryf. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, die heerlikheid, die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê amen, en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. As Johannes die Doper dan in ons teks sê, daar is die lam van God, letterlik, kyk, die lam van God, dan sluit hy ook by al hierdie Ou Testamentiese verwysings aan, en kan hy baie duidelik in Johannes 1 vers 29 sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Met ander woorde, daar is die eintlike paaslam, daar is die lam waarvan die profete gepraat het, hy gaan nog met sy bloed vir ons sondes betaal aan die kruis. En ons teks sê baie duidelik dat hy na Jesus gewys het, toe hy gesê het, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Met ander woorde, hy, Jesus, hy en niemand anders nie, is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die Jode het priesters en leviete na Johannes die Doper gestuur en vir hom gevra, wie is jy? En hy het baie duidelik geantwoord, ek is nie die Christus nie. En dan lees ons in ons teks, die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom, en hy sê toe, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Dis profetiese woorde. Dit is dus eintlik God self, wat hier deur sy profeet, sy seun aanwys, as die lam wat hy voorsien, om vir sy kinders versoening te doen. Die lam van God, die lam wat deur God self voorsien is. Nou as 'n mens vir 'n klein kindjie iets wys en sê, kyk daar, kyk hulle baie keer na jou hand, in plaas van na waar jy wys, die ding wat jy aanwys. Johannes die Doper het dit ook ondervind. Mense het vir hom kom vra of hy die Messias is, waarop hy natuurlik nee geantwoord het. En toe hy vir Jesus sien, het hy gesê, daar is die lam van God. En tog het sekere mense, soos die Fariseërs, teen Johannes die Doper bly vaskyk, en hulle het nie gekyk na wie hy wys nie. Hy het egter baie duidelik weg van homself na Jesus Christus gewys. Geliefdes, om soos Johannes die Doper weg van onsself na Jesus te wys, moet ook ons elkeen se hooftaak wees. Dit moet ook die kerke se hooftaak wees, om na Jesus Christus te wys en vir mense te verkondig, Jesus Christus is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Baie kerke en baie predikers wys egter na hulle self. Ons gee die verlossing. Kyk na ons. Kyk hoe wonderlik is ons. Kyk wat bied ons alles om die mense te lok. In plaas daarvan dat hulle na Jesus die verlosser wys en sê, kyk na hom. Hy is die lam van God, die enigste ware verlosser. Kyk daar na wie ons wys. Hy alleen neem ons sondes weg. Baie mense kyk ook in die kerk met al sy tekortkominge en gebreke vas, in plaas daarvan dat hulle kyk na wie die kerk wys. Kerke wat hulle roeping vervul en wat sê,
die kerk is nie die verlosser nie, maar Jesus is, vind nog steeds dat mense op hulle fokus en nie op Jesus nie. Daarom word kerke ook teen mekaar afgespeel. Die kerk doen dit en daai kerk doen dat. Hoekom doen ons kerk nie dit ook nie? Die dominee doen dit en daai dominee doen dat. Hoekom doen ons dominee nie dit ook nie? Daarom hoor ons ook, ons gaan nou hierdie kerk los en ons gaan na daardie kerk toe, want ons hou hiervan of ons hou daarvan. Ja, baie mense se siening van hulle lidmaatskap van 'n kerk verskil nie veel van hulle siening van die lidmaatskap van 'n sportklub nie. Ek gaan by daardie klub aansluit. Hulle ledegeld is minder en hulle bied meer vir hulle lede. Ek gaan by daardie kerk aansluit, want hulle doen dit of dat vir hulle lidmate. En dis natuurlik 'n verkeerde kerkbegrip. Die kerk is nie hier om aan ons behoeftes te voldoen nie, maar om Jesus Christus te verkondig. Die kerk is ook nie die dominee of die kerkraad of die synode nie. Nee, die kerk is die lidmate. Die kerk is ons, nie hulle of julle nie. Die kerk bestaan dus nie om lidmate te vermaak, maar om vir mense te wys. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Die kerk bestaan ook nie om allerhande vermaaklikhede te reël nie. Die kerk bestaan om vir mense te wys, daar is die lam van God. Die kerk bestaan ook nie om vir jong mense of kinders allerhande lekker geleenthede te reël nie, maar om vir hulle te wys, daar is Jesus Christus. Hy is die lam van God. Hy is die enigste ware verlosser. Ouers wat hulle kinders laat doop, doen dit met die belofte, wat hulle plegtig voor God en sy gemeente aflê. Ek beloof dat ek vir my kind sal wys, met my lewe en my woorde, daar is Jesus Christus. Hy is die verlosser. Hy is die lam wat vir ons sondes geslag is aan die kruis. Omdat ons dit glo, is ons gered. Omdat ons gered is, dien ons gesin die Here. Kerk bestaan ook nie ter wille van sy lidmate nie, maar ter wille van die eer van God. Ek behoort daarom nie aan die kerk om bedien te word nie. Ek behoort aan die kerk om my Here te dien. En hier word ek ook toegerus vir my dienswerk, terwyl ek my Here dien. En deel van elkeen van ons se taak is om vir die wêreld te wys, daar is die lam van God. Natuurlik moet kerke met mekaar vergelyk word, want nie aan die hand van wêreldse oorwegings nie, maar aan die hand van die kenmerke van die ware kerk, word die woord suiwer bedien, word die sakramente suiwer bedien, word die tug suiwer toegepas, word Jesus Christus daar as die enigste een aangewys wat ons sondes wegneem. Ons moet dus vra, wys daar die kerk en daar die dominee weg van hulle self na Jesus Christus toe? Bind daar die kerk of daar die dominee mense aan hulle self of bind hulle mense aan Jesus Christus? Wil hulle self die bruidegom wees? Of maak hulle dit duidelik dat hulle net die vriend van die bruidegom Jesus Christus is? Staan die dominee die pad so vol dat jy nie vir Jesus kan raak sien nie? Of is hy eintlik deurskynend sodat hy nie jou uitsig op die Here belemmer nie? Liefdes, geen gemeente is volmaak nie. Geen predikant is ook volmaak nie. Daar is baie gebreke en foute en sondes. Maar ons wys nie na onsself nie. Ons maak nie reklame vir onsself nie.
Ons gee ook nie voor dat ons volmaak is nie. Maar die verlosser na wie ons wys, is volmaak. Hy is die enigste ware verlosser wat die sonde van die wêreld kan wegneem. Hy is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, wat geslag is aan die kruis. Hy is Jesus Christus, die Seun van God, en self ook God. Dit is ook so met die Paasfees. Ons moenie so teen alles rondom die Paasfees vaskyk, dat ons nie die lam van God raak sien wat vir ons sondes geslag is, en ons sondes wegneem nie. As dit wel so is, as ons wel so Paasfees vier, dat ons die lam van God nie kan raak sien nie, dan vier ons te vergeefs Paasfees. Ware Paasfeesvierings wys weg van die vierings na die een wat die rede vir die vierings is, Jesus Christus, ons verlosser. En daarom moet ons ook so Paasfees vier, dat mense nie na ons sal kyk nie, maar sodat hulle sal kyk na wie ons wys met die viering van Paasfees. Na Jesus Christus, die verlosser, die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Dis hoe dit hoort. Dit alles moet verkondig, daar is die lam van God. Dit geld ook vir die gemeente waaraan ek behoort. Alles op die kerk se jaarprogram en op die kerkraad se agenda mag ook nie vir Jesus verberg nie, maar moet hom verheerlik en hom aanwys as die enigste ware verlosser. Dan die eintlike vraag: na wie wys u lewe? Sê u lewe in alle opsigte, ek leef nie vir myself nie. Ek vestig nie die aandag op myself nie. Ek leef vir my Here, Jesus Christus. My lewe wys weg van myself en weg van my eer en van my behoeftes af. Oor my hele lewe staan daar geskryf, daar is die lam van God, wat my sondes wegneem en ook die van die wêreld. So gesindheid waarborg nie net 'n geseënde Paasfees nie, maar 'n geseënde lewe. Uiteindelik ook die ewige lewe uit genade. Geliefdes, mag die lam van God self ons hierin lei en versterk deur sy woord en sy gees. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons opnuut weer die blye evangelie kon hoor van Jesus Christus, ons Here, wat gesterf het vir ons sondes, ten volle vir ons versoening gedoen het. En dat ons nou ook die opdrag het, ons elkeen persoonlik, maar ook elke gemeente, om in alles wat ons doen of sê, vir die wêreld te wys. Daar is Jesus Christus. Hy is die verlosser en niemand anders nie. Ja, ons dank U ook vir die heerlike troos en die belofte van die ewige lewe wat ons ontvang. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die lam van God in ons plek vir ons geslag is. Dat sy bloed gevloei het, sodat ons kan uitsien en ook kan leef met die oog daarop, dat ons eendag vir ewig in U heilige teenwoordigheid sal wees. Daarom bid ons Here dat U ook al die Paasvieringe in ons stad en in ons land en in die wêreld sal seën. Dat dit weg sal wys van enige ding of mens of instansie. Dat dit alleen maar sal sê, daar is die lam van God, Jesus Christus, wat die sondes van die wêreld wegneem. Ons vra dit alles in sy heilige naam. Amen.
Geliefdes, ons slotsang is Skrifberuiming 8 of 5:3 in die groenboeke, vers 1, 2, 5 en 4. 4 en 5 liewer. Aan u, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want u is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek, die boek van toekoms en verlede en van wat word geskrif van Gods verborgenhede. U is waardig, u alleen, omdat die werk volbrag is, toe u as offer vir ons sondeskuld geslag is. Skrifberuiming 8 of 5:3 in die groenboeke, vers 1, 2, 4 en 5. Daarna bly ons staan vir die seën van die Here.
genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.